Hallo al die Ratel Rugby luisteraars en kykers. Ons het vanaand weer 'n interessante gesprek rondom skole spelers en beserings en hoe ons dit kan voorkom. En ons praat vanaand met Thys Fourie. Ek kom eintlik, ons ken mekaar eintlik al baie jare. Maar ja, ek gaan nie veel oor hom sê nie. Thys, ek wil eers 'n plek vir jou welkom sê, maar dan wil ek sommer dadelik hê jy moet dalk net vir die kykers en die luisteraars sê, wie is Thys Fourie, waar die passie vir sport vandaan gekom, gekwalifiseerde fisioterapeut. Ja, dalk net 'n bietjie van jou geskiedenis as jy nie omgee nie. Baie dankie Dion, goeienaand luisteraars en dit is 'n voorreg om hier te wees om 'n bietjie van my kennis te deel wat ek oor 'n paar jaar al opgedoen het. Toe Dion nog jonger was en hare gehad het, was hy 'n speler by die Bulle terwyl ek die fisio daar was. Maar dit is 'n hele paar jaar terug en ek was op skool gewees Alderrein. Ek het ietsie van alles gedoen, jack of all trades, master of none en staan hom maar vir 'n rukkie aangesluit om te kyk of ek kan die weermag hond haar afmaak, besering gehad en moes baie lank fisioterapie kry vir besering en daarna het ek gedink miskien moet ek dalk net iets anders probeer as plan A, die weermag nie uitwerk nie. En ek het myself letterlik in die beroep ingeval. So dis hoe ek begin het Pretoria geswat voorgraads en nagraads by UCT nagraadse ding gedoen, maar my liefde het begin vir 95 se wêreldbeker rugby. Was ek gelukkig om by die Franse rugby span ekstra hulp te wees vir hulle fisio en van daar af het dit net redelik uitgebrei eksponensieel my belangstelling, betrokkenheid by professionele sport en amateursport. Thanks Thys, ja, so op daai punt, so ek wil amper sê jy het met die hele spektrum van sportmense al gewerk, as ek so kan stel. Enigiets van jou professionele spelers, soos ons sê, ons paadjies die eerste keer gekruis toe ek vir die Bulls gespeel het, dat baie jare terug was, en toe ek nou die dag 'n game speel, toe ons al Legends game speel, toe sê my lyf op vir my, dit was baie jare terug gewees. En natuurlik kinders op sport, kom ons sê meer, wat sal ek sê, recreational, en weer gaan my weer pak slaag gee oor daai Engelse woord, maar kom ons praat vanaand bietjie skolesport. So my eerste vraag wat ek jou wil vra is, en dalk moet ons, ek weet nie, ons kan sport spesifiek gaan, of jy kan sê oor die algemeen, net soos jy dit wil hanteer, maar wat is die mees algemeenste sportbesering wat jy sien? En ek meen, ons moet seker, jy moet ook seker onderskei tussen 'n impakbesering en 'n nie-impakbesering. Nee, daar is definitief 'n verskil. Ongelukke fratsings gebeur en dit kan ons nie voorkom nie. Dit is hoekom dit 'n frats of 'n ongeluk genoem word, maar die meeste beserings wat baie keer kan voorkom word, is die groeiplaatbeserings en die sogenaamde groeie, wat baie ouers beskryf net as kind met ophou sport doen vir 'n ruk en dan van die groeipyne weg. Maar dit kan redelike ernstige gevolge hê as daai groeiplaatjie seker. Dit is waar die been vaskom aan die seuning. Die seuning is die deel wat nie so baie bloed het nie en hy vat bietjie langer om gesond te word. En dit is 'n algemene ding by sekere groeifases van kinders wat hulle baie eksplosiewe sport doen, nie altyd reg gekondisioneer is vir dit wat hulle doen nie, of hulle wil net te veel, te vinnig, te gou iets doen. En daarna word daai groeiplaatjie geruk en gepluk en dan kom of die seuning kry seer, wat die tendon genoem word, of die plaatjie kan verplaas word en afgeruk word. En dan kan dit redelike langtermyn gevolge hê vir die kind. Want dit geld vir alle sporte, nie net vir rugby nie, maar geld vir alle sporte, veral by die dames ook. En die ander besering wat ons ook sien, wat nie direk altyd na fisioterapie toe kom nie, is die groenhoutfrakture, wat kinders wat val, die been buig nog tot op 'n redelike laat stadium in 'n kind se lewe, dan kan jy nie sien as 'n vol fraktuur soos 'n volwasse nie, maar die been self kry ook seer. So daar's verskeie maniere wat mense dit kan onderskei met of sonder dan 'n ekstraal of radiologiese ondersoek. Want die groeiplaatbeserings is by verre weg van die meeste wat ons sien, en daarna die oorgebruik en verkeerde gebruik van spiere, die abuse en daai beserings kan mens voorkom. Okay, Thys, so jy praat van so die twee beserings, die kom ons staan stil by die groeiplaatbesering. Ek dink dis die eerste ene. So ek is reg as ek sê jy gaan eers 'n groeiplaatbesering
optel as dit fisies klaar gebeur het, maar daar's groter risiko's vir daai vinnige groeifases. Gedurende 'n kind se vinnige groeifase is daar groter risiko daarvoor. So ja, hoe kan jy dalk bietjie praat rondom daai groeiplaatbeserings? Ja, jy is 100% reg. Verskillende kinders groei verskillende tye. Meisies bereik volwassenheid, skeletale volwassenheid op 16. En die been wat neergelê word byvoorbeeld tot op 16 is baie belangrik vir 'n been vir 'n vrou en vir 'n meisie veral. Dan is sy tot op daai 12 tot 16 fase is die laaste fase van groei vir 'n dogter. Maar per seun verskil dit. 'n Seun kan groei tot op die ouderdom van 21 in lengte en die groeiplate van die hande en tande byvoorbeeld is van die laaste wat sluit. So hoe gaan mens weet as jy 'n groeiplaat het? Jy is 100% reg. Jy kan dit eers optel as dit reeds gebeur het, maar daar is voorkomende maatreëls wat mens kan doen. Soos om gereelde spanning op 'n seëning te sit teen 'n impak teen 'n laag, ons noem dit isometriese kontraksies, wat enige afrigter, onderwyser kan leer vir die kinders, wat hulle veral kan doen in die voorseisoen, midseisoen en die einde van 'n seisoen, want dan maak jy jou risikoprofiel laer. Om 'n voorbeeld te gee, Dion, 'n seëning is soos 'n coilspring van 'n trekker. En daai coilspring moet gebruik word. Nou 'n kind gebruik sy seënings gereeld, maar as jy gekontroleerde spanning op hom sit, soos byvoorbeeld om op jou toon te staan met jou haak gelig en jy doen dit vir 'n minuut lank, is dit 'n goeie voeding vir daai seëning en hy leer om teen 'n sekere spanning te kan saamtrek. En kinders wat byvoorbeeld net eksplosiewe goed doen, hardloop, spring, veral eenbeenspronge, aftrap, 100 meter, hekkies, netbal, daai is kinders is teen 'n hoë risiko, want as hulle kort veral week na week, en partykeer is daar 2 of 3 wedstryde in 'n week se tyd, word daai kinders se groeiplate en seënings baie blootgestel as toe ek op skool was wat baie jare terug was. So, ons gaan nou praat oor, ek sal nou vir mense net dalk verduidelik, want almal gaan dalk die terme verstaan van isometries, konsentries, eksentries, as ek nou reg, ja. Maar, so isometries, so jy sê primêr om groeiplate, die seënings, ten ons sterk te maak, vir groeiplate, ons kan nou praat oor die verskillende groeiplate, is isometriese oefeninge die beste. En dan, as ek wil dalk net vinniger en jy moet by korrigeer as ek dit hier sê, so isometries is 'n posisie, as ek nou byvoorbeeld my arm vat, 'n posisie wat ek hou. Dis 'n passiewe posisie wat ek hou. Ek verstaan dit, jy dalk 'n beter manier om isometries te verduidelik. Ja, jy is 100% reg. So die spier moet kan saamtrek. Soos as jy op een been staan en jy lig jou haak op en jy staan doodstil vir 'n sekere tyd, want dit is 'n tydskomponent aan hierdie samentrekking van 'n spier. Dan word daai seëning gelaai. So die spier moet saamtrek en hoe hoër die weerstand, met ander woorde met jou volle gewig, hoe beter is die voorbereiding vir die seëning vir wat volg. Byvoorbeeld om net 'n voorbeeld te gee van Usain Bolt, wat nou almal weet is half die vinnigste man in die wêreld gewees. Tydens sy hardloop van die 100 meter in 9.58 het in sy Achilles tendon na laaste 20 meter wat hy oor die 38,5 km per uur bereik het, 10 tot 12 keer sy liggaamsgewig deur sy Achilles, die seëning aan die agterkant van jou haak, deurgegaan. So dit is massiewe kragte. Geen pleister tegniek of iets anders kan daai kragte simuleer, behalwe as jy hom goed genoeg kondisioneer voordat hy daai aksie moet doen. So ek beskryf daai samentrekking van wat beteken isometries. Hy trek saam, iso beteken dieselfde, metries 'n kontraksie. Hy trek saam teen dieselfde spanning, maar hy beweeg nie. So dis die eerste ding wat 'n seëning moet kan leer doen, en die seënings word sterker. Jy kan nie 'n spier groter maak met daai tipe oefening, maar die seënings word sterker. En dit is wat ons baie keer baie sien, glad nie gebeur by skole nie. Dalk is dit net van onkunde, of die kinders wil graag net te veel te gou doen, en dit is waar hulle eindig dan met 'n besering op die groeiplaat. En dan in terme van die groeiplate, want ek dink ons moet dalk ook net verduidelik, daar's verskillende groeiplate. Wat is daar sekere groeiplate wat, so ons weet dat die mees algemene besering is groeiplaat, maar is daar 'n hiërargie waar jy sê hierdie groeiplaat, mees algemene besering
Wat is jou 1, 2 en 3 in terme van groeiplaatbeserings? Goed, dis nogal 'n maklike een om te antwoord daai Dion, want die groeiplaat by die knie is baie algemeen wat ons seker heel meeste van sien. Dis waar die skuif inplant op die seuning van die patella, die knieskuif. Daai in die begin van daai apex of die driehoek, dis die een groeiplaat, die ander een is teen die tibia of dis die skeenbeen. Daar sit ook 'n groeiplaat wat deur ruk en pluk en deur hardloop en spronge en eksplosiewe goed beseer word. Die tweede algemeen sien is by die enkel, by die Achilles aan die onderkant van die hak. Men noem dit Sever se siekte, waar daai hakseuning wegtrek of dan trek hy die vliesie en die groeiplaatjie of die apofise weg. En dan die derde een is by die bekken wat gewoonlik groter beserings tot gevolg het as hy in die voorkant waar jou bobeenspier aan die voorkant hier waar 'n man se belt sit. Daai deel van die bekken kom daar 'n groot deel van jou bobeenspier van die quadricep vas. En daai besering word ook afgeruk. So dis die algemeenste knie eerste by verre weg, dan die enkels aan die agterkant van daai seuning op die Sever se siekte. In die knie noem mense dit Osgood-Schlatter en Shingen-Larsen, maar die naam is seker nie belangrik nie. En dan die een wat baie groter moeilikheid veroorsaak is by die bekken, daar waar die belt sit, by seuns en dogters, veral by die sprinters. Die langafstand kinders, middelafstand kinders, gebeur dit nie so baie nie, maar veral rigting veranderingssporte, hockey, rugby, netbal, baie algemeen. So wat se die isometriese oefeninge? Wat sal jy sê, so jy het nou gesê, meisies, hulle bereik daai vir ons skeletale volwassenheid, is my regte woord gebruik, rondom 16, seuns kan tot 21 toe gaan, maar wat is die ouderdom waarmee jy daai tipe oefeninge sal wil begin? Wel, die groeifases, om dit te kan beperk, gewoonlik begin kinders hoër intensiteit sport doen van omtrent so tussen 10 tot 13, wat hulle in die laaste 3 jaar, 2 jaar van laerskool is. En dan sodra hulle hoërskool toe gaan, is daar 'n groot sprong van 14 tot 16, sien ons weer 'n groot sprong van beserings. So daai fase van 6 jaar oud af is daar kinders wat ook groeiplaatbeserings kry, maar hulle moet op 'n speelsmanier eintlik oefen in plaas van te veel struktuuroefening kry. So die antwoord is wanneer kry daai kinders die meeste van daai beserings? Laerskool, die laaste 2 jaar van laerskool, en dan sodra hulle in die hoërskool gaan, wat die kinders dan, vir al die seuns, 'n baie groot groeihormoonfase ingaan, met die testosteroonfase ingaan, dan begin daai kinders met, asof hulle in hoendermis staan, groei. En dan is die spanning baie. So dit is wanneer daai isometriese kragte nog belangriker is, veral om die kinders nie so baie lief is daarvoor nie. Dis maar 'n boring tipe oefening, maar dit is baie belangrik as 'n kind wil probeer besering vlei bly. En dit is nie moontlik nie. Alle atlete kry seer. Jy wil die kronisiteit of die herhaalbaarheid van hierdie beserings wil mens minder maak. As mens kan sekere goed doen, wat ek wil sê die woord voorkoming moet ek versigtig gebruik, want ons kan nie werklik sê as jy X, Y en Z doen, gaan jy glad nie beseer word nie. Maar jy maak jou risikoprofiel laer as die spiere is ewe sterk is links en regs, voor en agter, dan is die risikoprofiel laer. Ja, nee, dankie. So ek dink wat ons sal doen, as dit moontlik is as jy dalk 'n paar van hierdie isometriese oefeninge, ek weet jy is ook aktief op social media. So ek weet nie of jy van daai oefeninge daar kan opsit nie. Dan kan luisteraars altyd gaan kyk hoe lyk tipies daai tipe van oefeninge. En dan hoe gereeld sal mense daai tipe van oefeninge doen? Sal dit 'n daaglikse ding wees, 3 keer 'n week? Hoe sal dit werk? Ja, ideaal as mens wil veralgemeen, dan is dit ideaal gewys, is dit die minimum van 3 keer 'n week waar jy deur 'n reeks oefening kan gaan om beide die been en dan in 'n mindere mate die skouergordel, want daar kry ook groeiplate seer, maar dis baie minder in verhouding tot die onderste ledemate, want die gewig wat jou onderste ledemate dra is net soveel meer en daar's meer spanning wat daar deurgaan. So ek kan dit definitief ek kan dit post. Ons het 'n webblad wat ons kan dit opsit en ook 'n Instagram account. Ek het verlang nie dit gehad nie. Nou is ek ook op die sosiale platform na 100 jaar omtrent. Ek kan dit gerus daar plaas.
Ja, sorry, hoekom ek vir dit vra Thys, want ek weet die eerste vraag wat ouens gaan vra is, "Joh, wat so oefeninge kan ek doen?" So as jy bereid is om daai IP te deel, al is dit net 'n paar oefeninge, dan sal dit baie nice wees. Ja, ek dink die belangrike deel wat ek moet deel daar, ons kan nie 'n waarborg gee dat dit alle beserings kan voorkom nie. Dis nie moontlik nie. Ja, Maar ja, dat ja. mens wel 'n sekere tyd die goed moet doen. Dis die waarde wat jy kry as dit gehou Yes. word vir 'n sekere ruk. Een, dat mens die verskil tussen links en regs baie gou kan optel. En dit is jy het nie altyd 'n fisioterapeut of 'n biokinetikus of 'n dokter nodig om dit te sien nie. Die kind kan hierdie basiese goed self doen en dan is die risiko ook laer. So ons kyk anderste, want dis 'n gesprek dalk vir 'n ander tyd oor strekke. In plaas van passief rek en strek doen ons alles dinamies. Ons is ver verby die fase waar ons goed probeer rek wat styf en seer voel, want dis in die ou tyd gedoen vir 'n groeiplaatbesering. Die kuit voel styf, dan rek hulle en strek hulle daai kuit ad infinitum en dan doen hulle meer skade as goed aan daai tendon. Ja. Tendons hou van bietjie lading. Thys dan die ander ding, die ander kontroversiële ding wat nou al daai ding het daar is nou al soveel geredeneer oor die ding en in die 80's het hulle 'n model gehad en dit het al verander. Maar die hele ding rondom statiese strekke. Want mens sien soos ek sien nou baie van hierdie nalopers en goed en selfs die rugby spelers, dis maar asof die staties, hulle het ander maniere hoe hulle deesdae opwarm, meer 'n ballistiese manier. Ja, so wat is jou gevoel rondom daai wat is jy wat kom oor jou pad in terme van statiese strekke of meer mobiliteit, want ek sien dit tog twee as aparte goeters. Sorry, ek maak hierdie vraag nou amper weer 'n antwoord. Nee, 100%. Ek gaan dit probeer so kort en bondig as moontlik hou, maar die lang en die kort is as mens kyk na 'n balletdanser en 'n yoga teacher of yoga onderwyser, het hulle sekere lengte nodig in spiere om die funksie te verrig wat hulle sport of wat hulle aktiwiteit verg. 'n Usain Bolt, 'n Ronaldo, 'n Messi, Henry Pollard het 'n ander tipe spier reaksie nodig of lengte om daai selfde funksie te verrig. Byvoorbeeld, Usain Bolt kan nie sy tone raak nie, want hy hoef nie. Dit moet sy sweepslag kan saamtrek. Waar 'n balletdanser 'n split moet kan doen en verby 180 grade kan kom met die doel om sekere bewegings te kan voltooi. Maar 'n balletdanser is nie 'n sprinter nie en ook nie 'n rugby speler nie en vice versa. So sportspesifiek het baie meer nou te doen met 'n dinamiese opwarming wat insluit wat die spier warmer word, hy met bloed en suurstof kry. En daar's verskillende maniere hoe mens gradeer. Hoe vinniger die sport is, soos wat Usain Bolt weer, het hy amper 45 minute lank opgewarm vir die 9.58 sekondes. So die hoër intensiteit sporte, moet jy langer opwarm as wat jy kom ons gaan hardloop, kan jy in die chute staan en jy kan liggies begin draf en loop en hy word ook warmer. In plaas van die ou tyd wat ons lengte gedwing het verby 'n sekere punt en 'n sekere tyd, want daar is sekere reflekse in jou liggaam wat sê as jy net om passief rek en strek, maak jy die spier eintlik swakker. En daar's mooi kliniese bewys dat ons kan sê opwarming beteken nie passief rek nie, maar dit beteken die spier moet warm word, dit moet bloed en suurstof kry. So 'n sekere mobiliteit as Ronaldo 'n bicycle kick, ek weet nie wat se Afrikaans vir 'n bicycle kick nie, maar hy skop die bal agteroor en maak omtrent val weer op sy rug. Moet sy handpese die string aan die agterkant van jou dui teen 'n verskriklike hoë spoed kan saamtrek en ontspan. Daai is 'n vinnige strek en dan moet hy kan saamtrek. Hy moenie kan net die superlengte hê nie, maar dit is waar ons nou probeer sportspesifiek opwarming in plaas van net dink alles wat styf is 'n baie gevaarlike term te dink dit moet gerek word omdat dit styf voel. Ons noem dit subjektief. Dis 'n emosionele gevoel, die stywe gevoel in plaas van dat dit 'n wetenskaplike reaksie is. So ek dink om daai ek dink die mooiste manier om dit dalk te verduidelik is as jy 'n rekkie vat en jy moet nou vir my sê of ek hier van die pad af. As jy 'n rekkie vat, as hy te uitgerek is en hy het nie daai elastisiteit nie, dan het hy nie meer daai spring nie, as ek dit so kan stel. En as hy weer te styf is ook, so dis die gelukkige grys area wil ek amper sê. Dis reg, en dit is waar die opwarming soortgelyke goed moet insluit wat jy doen vir jou sport. 'n ander voorbeeld, Mike Tyson, as hy gaan boks, gaan hy definitief nie 'n paar yoga strekke doen voordat hy boks nie.
Inteendeel, hy doen 'n paar push-ups teen 'n paar slaansak, 'n paar houe slaan. Daarna klap iemand hom 'n paar keer in die gesig, werk hom fisies op en psigies op en dan word hy gereed vir die aksie wat gaan plaasvind. Net so met 'n rugby of 'n hokkie of 'n netbal. So geleidelik bou jy op na die tyd wat jy moet deelneem om 'n hoër intensiteit begin doen sodat jy voordat jy opdraf, het jy al klaar temperatuurverhoging in jou liggaam en in die spiere gehad wat jou potensieel baie meer beskerming bied as wat jy net dink jy gaan lengte moet hê om jou besering vry te kom. Ja, so ons hou ook nogal af van ons met die rugby as ons afrig, ons beweeg nogal weg van die term opwarm. Ons beweeg na die term aktivering. En ek dink dis dalk waarop jy sin speel. Ons aktiveer vir die oefening wat kom. En dit behels bewegings, mobiliteit wat sportspesifiek is, in ons geval nou rugby. Die ander wat jy vinnig wil vra, wat ek dink dit is ook wel, ek neem anders redelik algemeen, is wanbalansbeserings of beserings as gevolg van wanbalans. So ek dink 'n algemene een is die hamstrings teenoor die quadriceps, as daar wanbalans is in krag, maar ook links en regs. Wat is jou ondervinding wat dit aanbetref? Ja, dit is 'n definitiewe ding wat bydra tot baie beserings wat 'n atleet eers waar die verskil groter as tussen 30 en 35% van kragverskil is, of dit nou links en regs is, die binnespiere en die buitespiere, of dit die hamstring links en regs is, ja, atleet kom dit baie laat agter en dis eintlik al te laat. So daar's maniere dat mense dit kan toets, wat jy nie baie apparaat nodig het nie, om dit te kan agterkom as daar verskil is. En dit is bly die atleet se, ek sê selfs vir kinders, wat hulle kan vinnig sien as hulle hierdie paar toetse doen, wat ek wil vir julle aanstuur, om die kragverskille te kan probeer sien. Ek kan hierdie een net 10 sekondes hou en die ander kan ek 30 sekondes hou. Jy het nou al voorheen van ons die bankietoetse gedoen, dis maar 'n vorm van waar ons krag evalueer, maar ook eksplosiewe krag. Dan met 'n sekere veelheid kan spronge doen op een been versus die ander been. En dan kan mens baie vinnig sien waar lê die verskille. Die hamstrings veral is geneig om aan die swakker kant te wees en dan trek dit stywer. Die atleet voel dit as 'n stywe gevoel. En die tradisionele metode was, kom ons maak dit langer om die styfheid weg te kry in plaas van versterk of aktiveer. Ek hou van die woord aktiveer, daai spier, en jy kry baie meer funksie uit daai spier uit. So ons die kragverskille het 'n baie groter invloed. En dis nie net postuur nie. Vir my, en dis 'n dalk 'n gesprek vir nog 'n ander dag, is daar's nie perfekte postuur nie. Daar's 'n tydelike postuur wat die spier of die atleet irriteer en dan gebeur daar aanpassings. Jou liggaam vat altyd die pad van die minste weerstand. En hy wil 'n ekonomiese manier kry van gebruik. So as jy jou arm optel en jy tel jou arm op eers met jou skouer, gaan dit vir hom heeltyd makliker wees om dit te doen. Tensy jy hom dwing op 'n ander manier te beweeg. En dieselfde geld vir spiere wat swakker is as ander, gaan jou liggaam die sterker spiere bly gebruik en die ander spiere word dalk stywer. En dis 'n baie groot veralgemening, maar dit gee net 'n idee van hoe ons kyk deesdae na die geheel prentjie van 'n atleet in plaas van net die plek waar hy klaar van die pyn. As nie kom van direkte trauma, stamp en impak en sulke goed, is dit nie altyd die oorsaak van die pyn nie. Dit kan van verskeie plekke afkom. Ons praat van die kettingreaksie wat plaasvind. So kan ek die volgende opsomming maak. As ons byvoorbeeld sê, so ons identifiseer groeiplate, want ek weet daar gaan nou iemand, ek dink nou maar van ouers af. Ek self 'n ouer, so ek dink nou van 'n ouer af as ek hierna luister gaan sê, okay, ek soek nou hier vinnig 'n paar goed. So die eerste ding is groeiplaatbeserings kan ons die risiko verminder deur isometries. Ons sê nie dis 100%, ons sê nie jy gaan verseker reg kry nie, maar dit kan jou risiko minder maak. So isometriese oefeninge wat ons gesê, dit kan jy ons op jou webblad gaan kyk of jou Instagram gaan kyk. Dan die tweede ding is die wanbalans het sy tussen links en regs voorkant, ek gebruik nou maar algemene terme, laat die mense verstaan, jou voorkant, jou agterkant. Daar kan daai bankietoets tipies wat ons nou al by jou gedoen het. Daai is 'n goeie indikasie van waar 'n persoon is in terme van die wanbalans. Ja, en selfs, jy is 100% reg, maar selfs 'n dinamiese ondersoek vir my is 'n
sit na staan, of wat jy op een trappie staan met twee hoogtes is twee traphoogtes is. En dan is een been squat te doen versus die ander been. Dan kan jy baie vinnig sien wat jy die hele ketting van 'n been byvoorbeeld toets, en net so met die bolyf is daar 'n paar eenvoudige goed wat jy kan sien as jy links en regs apart toets. En dis ongeag van dominansie. Party mense dink om my regterkant die sterker dominante kant is, kan dit maar aanvaarbaar wees dat hy moet alles baie beter kan doen. Dit val weg tydens kragsporte, waar 'n raket en 'n balsport wat jy oordrewe eintlik met jy een hand tennis speel. Rafael Nadal, Roger Federer se voorarms aan daai kant is baie groter, selfs tot 2,5-3 cm versus die ander kant, en dit is aanvaarbaar. Maar dit is waar daar vaardigheidssporte betrokke is en nie net krag- en spoedsporte. Nee, want ek dink nou as 'n ouer, ek dink as mens nou moet sê wat is goed wat jy moet identifiseer, jy moet isometriese oefeninge identifiseer. Jy moet 'n toets skryf waar jy jou wanbalans, ek noem dit maar wanbalans tussen, ek gaan die algemene terme gebruik, links en regs, voor en agter. Ek weet daar's regte terme daarvoor. En dan wil jy aktiverings, iets wat plaas van die gewone draf om die veld van sit en strek jou hamstrings, wil mens aktiveringsoefeninge kry. Maar daai die mense sal meespraak goed, hulle gaan dit op jou webblad kan kry of jou Instagram, of op jou Instagram handle sal hulle kan kry, né? Ek sal definitief dit daar sit. Die ander ding wat ek wil net noem, die simmetriese komponent is die een deel. Die ander deel is te veel te gou doen as jy begin van die seisoen. Ons sien kom November, is dit eksamentyd, Desember gaan die kinders weg, almal sal op vakansie hou. Kom Januarie en dan is dit skoolsport en dan is dit weer met 'n skielike bang atletiek. Binne die eerste week of 2 is daar hoë intensiteitssporte of gevra van die liggaam en dis wanneer hulle op beseer raak. So net so wat die oorgang van seisoene is van atletiek na rugby, is daai fase van oorgang word dit baie maklik, dis die beseringsprofiel hoog wat ons sien by die kinders. So dis nie net isometriese goed wat daai beserings kan voorkom nie, maar om 'n geleidelike blootstelling reg deur die jaar te hê. Mens hoef nie altyd struktuursport te doen of struktuuroefeninge nie, want 'n kind wil jol, hy wil speel. Maar as jy deur die jaar in die afseisoen ook aktiwiteite kan doen wat nog steeds hom gaan baat vir sy sport wat hy gedoen. En later by die vraag ook by spesialisering van, is dit 'n groot probleem om te vinnig, te gou net een sport te doen. Daar's baie mooi studies wat wys die gevaar daarvan, van behalwe die vaardigheidssporte, 'n golf, 'n tennis, daar het jy 'n sekere vaardigheid baie vroeg in jou lewe nodig. Ek kan nie op my jong 56-jarige ouderdom gaan begin golf speel nie, ek gaan sukkel. Ja, ek dink die vroeë spesialisering, ek dink daai is ook 'n onderwerp wat al so baie bespreek is, maar ek dink een van die groot voordele van nie vroeg spesialiseer nie, is verskillende bewegingspatrone vir verskillende sportsoorte. So die kans, jy kan nog steeds 'n oorgebruik besering kry, jy moet korrigeer as jy verkeerd praat, maar dit is minder as ons nie dieselfde repeterende sporte doen nie. So dis waar daai, ek dink dit is ook, en dan natuurlik baie keer is dit goed ook komplementerend as jy 'n verskeidenheid van sportsoorte doen. So ek sê byvoorbeeld as ek sal eintlik graag wil hê laat alle seuns moet stoei. Dit moet 'n standaard sport wees vir alle seuns en dan nog meer so vir seuns wat rugby speel. Jy vat die woorde uit my mond uit, want weet jy, die grappling sporte, dit is die gryp en stoei, judo, jiu-jitsu, ek wil sê amper mixed martial arts, maar kinders doen nie dit nie. Daai grappling sporte se atlete het baie minder beserings per capita. So per hoeveelheid kinders wat daai sporte doen, is die besering baie laer. En as hulle dan 'n ander sport doen, soos 'n rugby, soos 'n kontaksport, want volgens my is rugby nie 'n kontaksport nie, it's 'n collision sport. So, hoe meer kinders in 'n driedimensionele rigting, amper soos 'n kubus, verskillende rigtingsversterking kry, hoe laer raak die risikoprofiel. Jy kan baie mooi estetiese spiere hê en jy kan nog steeds gereeld seer kry. Party van atlete lyk nie esteties baie mooi nie, maar hulle is so sterk soos 'n bees. So dis waar driedimensionele sporte, dans vir 'n meisie byvoorbeeld,
Dis 'n baie groot driedimensionele sport wat jy alles gebruik reg rondom jou lyf. En die woord ek wil woord sê core stabiliteit word te veel los en vas gebruik. Vir my is dit 'n woord wat misbruik word en dink almal moet op hulle elmboog kan staan en vir 2 minute hulle lyf reguit hou. Dis nie wat ons liggame gemaak is om te doen nie. Ons moet driedimensioneel kan beweeg. En hoe gouer afrigters, atlete self dit besef, hoe minder gaan daar hierdie oorgebruik beserings wees. Tuis, en dan, ek dink jou probleem waarmee jy sit is, soos jy praat nou hier en jy praat oor goed en ek het nou nog 'n bietjie van 'n geskiedenis rondom kondisionering ook al rigting geleer, nou nie fisioterapie nie. Maar nou kry jy baie onderwysers wat glad nie daai kennis het nie en hy sit nog met die prentjie in sy kop van vir hierdie speler om optimaal te wees moet hy sy tone kan raak. En so nou sit ons eintlik met 'n groter dilemma want nou kry jy 'n onderwyser wat kinders forceer om sekere goed te doen of hy moet ek weet nie hoeveel 400 hardloop en hy doen meer afbreek aan daai kinders. So ek gee jou nou 'n baie moeilike vraag vra, maar wat is die oplossing vir daai? So die oplossing dink ek is net as daar en ek dis om die breë 'n publiek te kan probeer inlig dat kollageen, dis nou hoe ons weefsel mekaar gesit is kollageen, verskil van mens tot mens. En Wilke Lou gaan nie sy tone raak en hom dubbelvou soos 'n yoga teacher nie. Hy het nie nodig nie. Maar net so moet 'n hoogspringer van Hestrie Kloete van ouds toe ek op skool of nie op skool was nie, maar sy was in my tyd 'n baie goeie hoogspringer, moet 'n sekere beweeglikheid hê in haar rug. So jy mens kan nie verwag jy kam skeer oor almal en sê alle atlete wat 100 meter hardloop, moet hulle tone kan raak nie. Dit was oudtydse denkrigting om vir die afrigters en of onderwysers op 'n beter manier breër inligting kan gee oor byvoorbeeld die kollageen en dit is nie eers die wetenskaplik ek net vir hulle sê al die kinders hoef nie hulle tone te raak nie, maar dat al die kinders ten minste wat hulle 100 meter hardloop, moet hulle sekere goed kan doen, soos om eenbeen spronge te kan doen of om 'n eenbeen squat te kan doen. Is baie belangriker as om die lengte van 'n spier te verseker en te hoop, want die aanname is dat 'n spier wat lank is gelyk aan 'n gesonde spier is 'n aanname. Dit is vals. So om die breë publiek in te lig, dis 'n moeilike ding en ek dink dit wat julle reeds doen hier met Ratel Rugby kry jy al klaar klomp mense wat afrigters en of net belangstelling in skoolsport het wat dalk hierdie praatjie gaan hoor en daar's baie mense ek is meer as bereid om sulke goed te kan deel want dit is hoe ons atlete kan behou en nie kort beseer kry op skoolvlak en dan later kom hulle na skool, ek gaan glad nie meer die sport doen nie en ek kan statistiek aanhaal van hoeveel kinders speel laerskool kry in 'n week, hoërskool kry in 'n week en hoeveel word springbokke as gevolg van die feit dat hulle die minimum word van 'n laerskoolvlak af gaan deurgetrek word na 'n springbok toe, want hulle word beseer, hulle word uitgeput, hulle is te moeg van te hard die sport beoefen. Dan verloor ons daai kinders en ons het 'n wonderlike kultuur van sport as ons die wetenskap begin gebruik in plaas van net aannames. Nee, ek dink waarop dit neerkom en ek dink dis kom ek sê, ek dink is 'n onredelike vraag omrede ek dink nie daar's 'n perfekte antwoord nie. So ek het nou dag iemand hoor sê en sorry ek gaan in Engels doen want ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te verwoord nie. Hy sê you don't get solutions, you only get compromises. En ek dink en hoe ek na die ding kyk is ek dink nie ons gaan 100% van afrigters kan opvoed oor nuwe tegnologie, nuwe maniere van doen nie, maar as ons 50% kan opvoed, dan is ons beter as waar ons was. Want ek dink die realiteit is die pa wat afrig iewers by een of ander dorpie waar hulle self sukkel met internetopvangs, hy gaan moeilik dan sy uit sy pad uitkom hierdie kennis bekom om dit te gaan toepas. Maar ek glo, maar ons het 'n idee, want ons is, my kop het nou gegaan toe ons praat, ek en Nico, eintlik Nico, hy sê is ons app, maar is eintlik sy app, want hy doen al die werk. Ons het 'n afrigtings-app nou ontwikkel, want ons binne die volgende maand wil vrystel of beskikbaar stel, en wat ons gaan bysit op daai ding, ons het hom, maar as met jou praat, ons gaan daar 'n bietjie meer detail opsit op die aktivering
of jou voorkomende oefeninge. Al is dit net 'n handjievol goed wat mense kan doen, want ek dink daai goed gaan klaar mense help en hopelik deur die podcast kom hulle 'n bietjie by jou webblad uit op jou Instagram, hulle kan daar vir jou boodskappe stuur en vra. Maar ek dink dis op die doel hoekom ons die podcast doen. Ons wil meer en meer mense toerus om vir ons beter mense en beter atlete te vorm basies. Ek dink dis 'n baie wonderlike platform wat julle hier het en wat julle begin het om vir kinders hierdie vaardigheid te leer van verskillende maniere van oefen, sportspesifiek te wees dalk en nie te vinnig te spesialiseer nie en dan het julle klaar 'n groot deel van kinders beter inligting gee, beter gereedskap te gee om hulle toe te rus vir die toekoms. Want ons het 'n sportnasie in 'n kultuur. Ons Proteas cricketspelers, vrouens, ons kragmanne, ons Driekus Du Plessis en ons rugby, ons kan dit behou en ons kan die kultuur nog steeds, want 'n kind moet speel en hy moet sport doen. Dis kognitief vir die brein goeie ontwikkeling. Daar is verskeie redes en ons hoef nie eens uit te brei hoekom dit goed is dat almal moet 'n vorm van sport doen. En as jy minder gereeld seer kry, is dit net makliker om dit te bly doen en dalk nog verder te presteer. Dit gaan nie alles oor prestasie nie, dit gaan oor genieting van die sport ook. Ja, ek sê altyd, 'n kind gaan in elk geval, as hy dit geniet, as hy die passie het, as hy hard werk, dan hy sal deurkom. So wat ek graag wil vra Thys, ek wil afsluit met hierdie, ek wil jou tyd respekteer, is die mense, ons gaan die skakel, gaan ons op die podcast sit, na jou webblad toe, na jou Instagram toe. Mense kan jou daar maar dalk direk boodskap stuur. Ek weet jy help altyd, ons het al baie van hierdie gesprekke gehad. So, en dan gaan ons kyk, dan gaan ek met jou praat en ons gaan kyk hoe ons hierdie kan inkorporeer in ons app. So, maar ja, ek wil net vir jou sê, baie dank vir jou tyd, ons waardeer jou tyd. Ek weet nie of jy enige laaste ietsie wil sê of wil byvoeg nie. Ja, ek dink dit as die afrigters en of ouers, en ek is ook 'n vars ouer, maar ek het 'n kind gekry wat nie van sport hou nie, sy het my gesê, "Pappa, ek doen nie sweet nie." En sy is mal oor kultuur en sy sing en sy dans en ek is baie trots op haar. So as ek as 'n vars ouer kan raad gee om nie 'n kind in 'n rigting te druk om dit van die paas en of maas 'n onvervulde ideaal het wat hulle deur die kind probeer leef. Mens doen meer skade aan 'n kind se totaalontwikkeling en kry later aan 'n totale aversie van 'n sport. En die kind moet dit geniet. As hy dit geniet, kan hy dit nog steeds en hy verstaan die sport beter en dis wat julle nou probeer doen, die kennisoordrag om vir daai kinders en of afrigters meer kundigheid te gee en die sport net baie meer in geheel te geniet. Dis my laaste dat die ouers en of afrigters nie net die wenprestasies sien nie, want ons is in 'n nasie van as ons verloor, gaan die aandelebeurs somme af. Maar as mense dit kan geniet, is dit nog beter en die kind kan langer behou word vir 'n sport, nie net vir 'n spesifieke een nie, alle sporte. Luister, baie dankie vir jou tyd. Ons het al baie van hierdie gesprekke gehad, die eerste keer wat dit nou half formeel is. Maar ons gaan verseker weer in die toekoms gesels. So maar ja, dankie dat jy vir ons tyd gemaak het en ja, sterkte en baie dankie vir die werk wat jy doen. Ons waardeer dit. Ja, dit is 'n groot plesier. Dankie julle. Dis die Rato Rugby podcast. Slegs op Raakvat Rugby.